Das is allemaal lekker rustig. Baie welkom vanoggend julle by ons dankfeesdiens vir 2025. Dit is die 30ste November vandag, nee. Die feesseisoen is in die lig. Dis lekker. Die son skyn, so ja, mens voel sommer die lewe, maar meer as dit is ons vanoggend as gemeente om vir die Here dankie te sê vir sy goedheid. So vanoggend se diens gaan so 'n bietjie anders te loop as altyd. Ons gaan later nog 'n bietjie worship. Daar gaan 'n geleentheid wees wat jy daai pakkies wat op jou stoel is, saam met ons gaan gebruik. So moenie nou te veel oor dit kommer nie, ons gaan dit later gebruik. So ons gaan volgende vir die Here dankie sê vir die jaar, maar ons gaan hom ook vertrou vir volgende jaar. Nou die afgelope tyd het ons so baie gepraat oor dankbaarheid en die belangrikheid van dankbaarheid in ons lewens. So as jy 'n bietjie vind dit dalk gemis het, gaan kyk op ons Doxa Deo Mosselbaai YouTube kanaal. Al ons woord is daar. Gaan luister weer na daai woord. Dit het net opnuut in my eie lewe ook soveel dinge weer vir my vasgemaak en oopgesluit. So ons het baie gepraat ook oor die psalms in die tyd. Daar's so baie psalms. Ek het nog gedink ons gaan bietjie verder kom as dit, maar ons het daarom deur Psalm 1 gepraat, Psalm 2, Psalm 3, Psalm 37 en so hier en daar en van die ander psalms net geraak, maar die psalms is ook 'n wonderlike digbundel van dankpsalms aan die Here. Nou ons het stil gestaan by Psalm 1. En dis die eerste ding waarvoor ons vir die Here wil dankie sê. Dis hoekom hier vanoggend ook sulke pragtige bome is met liggies en groenigheid en ons gaan hulle later ook vandag gebruik. Want Psalm 1 skryf die psalmskrywer, dan sê hy, ons wat nou in Christus is, ons wat nou deur Christus geregverdig is, deur dit wat Christus gedoen het, ons is nou soos bome wat by waterstrome geplant is. En die lewe van Christus vloei nou deur ons. Dit was nie so nie. Na die sondeval was dit nie so nie. Daar was afstand tussen God en mens. Daar was vyandskap. Die mens was ver weg van God. Daar was die belofte van iets wat sou kom en dit sou verander. Maar die kruis het dit alles verander. Vanoggend het ons toe die lied gesing het, Glorious Day. Het my eintlik gevoel, ek wil so 'n bietjie begin spring, maar toe dink ek dalk gaan dit vir my ouderdom effens belaglik wees. Maar Dawid het gesê, I will become even more undignified than this. Nee, toe hulle vir hom sê, jy kan nie so te kere gaan met jou rok en goed wat hulle gedra het en daai tyd, want jy is die koning. Toe sê hy, I will become even more undignified than this vir die Here. Maar vanoggend terwyl ons hy lied gesing het, daai tweede vers sê, now your mercy has saved my soul. Now your freedom is all that I know. Dit kan my nie anderste as om te laat dink en na my eie lewe toe terug te kyk op my eie lewe en te dink, waar sou ek wees sonder die Here? Sy lewe wat deur my vloei, waterstroom, boom, geplant by die waterstroom, dit sou missing in action gewees het, soos die Engelsman sê. Maar alles as gevolg van God se genade, sy regverdiging, is ons nou hierdie boom. Toe het ons baie gepraat oor vers 2, wat sê, iemand wat so 'n boom is, hy doen iets. Hy oordink die wet van die Here dag en nag. Nou as ons deesdae praat van wet, dan skrik ons, so ons kan baie oor dit sê, maar Paulus kom in die Nuwe Testament, dan sê hy in 1 Korintiërs 9 vers 21, dan sê hy, ek wat Paulus is onder die wet van Christus. Wat bedoel Paulus daardeur? Bedoel hy is nou onder 'n stel reëls en regulasies? Nee, hy sê net, alles omdat die wet nou op my hart geskryf is en omdat die Gees nou in my werk, alles wie Christus is ek. Alles wat Christus sê, is ek. Alles wat Christus doen ek. Alles wat waar is van Christus, is waar van my. Dis wie ek is. Dis die wet van my lewe. En dis natuurlik in Romeine 8 beskryf dit so mooi. Dis die wet van die Gees. Omdat dit wat met my gebeur het, so groot is, so spesiaal is, so lewensveranderend is ek nou 'n boom by waterstrome, maar ek is ook geanker, ek het 'n wortelstelsel, ek oordink alles van Christus dag en nag. Hy is die kompas, hy is die rigtingwyser van my lewe, en dit hou my natuurlik geanker in Christus. Toe het ons gesê, as ons sê, dat ek alles van Christus oordink in my lewe, dan oordink ek ook die belangrike faset van dankbaarheid in my lewe. Dankbaarheid is 'n Bybelse beginsel. Dankbaarheid anker jou, dit anker hierdie wortelstelsel. Nou, as ons so 'n bietjie gaan dink aan Jesus, as jy vanoggend moet sê, steek gou hand op, wie dink Jesus was 'n dankbare mens? Wie dink hy was 'n ondankbare mens? Almal gaan dadelik hand opsteek vir dankbaar.
Die hele skrif is vol van Jesus wat dankbaar was. Hy was content, soos die Engels dit sê. Ek dink een van die mooiste voorbeelde is Hebreërs 12. Hebreërs 12 sê, hy het self die kruis verduur. Nou ek dink nie Jesus per se, was sê, jy, met alle respek gesê vanoggend, jy, hier gaan ons die kruis, dit gaan wonderlik wees. Nee, dit was die tafste van tafste omstandighede, dit was die grootste prys. Hy het selfs gebid, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie verby my gaan. Maar hoor hoe beskryf die Hebreërs skrywer Jesus se dankbaarheid. Hy het die kruis verduur, terwille van die vooruitsig van vreugde wat dit ingehou het. Jesus het geweet, aan die kant die kruis is daar vreugde. En daai vreugde is ek en jy. En daai vreugde is God se plan met hemel en aarde, wat weer, soos ons altyd by ons groot storie naweek sê, weer op koers sal wees. God se plan om alles weer te vul met sy heerlikheid. Maar hierdie dankbaarheid ook van Jesus teenoor God, anker hom in sy verhouding met God. Dis hoekom hy in die tuin van Getsemane kan bid, nie my wil nie, maar U wil. En ons sien dit in Jesus se lewe, dankbaarheid en geloof is pasmaats. Hulle pas by mekaar. Jy kry nie iets soos 'n ondankbare gelowige mens nie. Ekskuus, jy kry nie 'n ondankbare gelowige mens, jy kry dankbare gelowige mens, jy kry 'n ondankbare ongelowige mens. Hulle is pasmaats. So ons sien dat dankbaarheid is iets wat ons bedink, maar dan sê die skrif ook vir ons, dankbaarheid is iets wat ons doen. Nou, ek wil nie vanoggend baie by dit stil staan nie, want ons het daaroor gepraat, maar ons het gesê, dis iets wat ons doen, dis iets wat ons bring ons dankbaarheid deur gebed, ons bring dit wanneer ons sing, ons het vanoggend gesing, ons bring dit wanneer ons dit vertel, dis so lekker om onder ons mense te hoor hier by die tent, hoe praat hulle van dit waarvoor hulle dankbaar is van die Here. Ons dankbaarheid is ook dankoffers, dis iets wat ons bring. Nou baie mense dink dat in die Nuwe Testament is daar nie meer offers nie. Want in die Ou Testament was daar geweldige rituele en offers gewees, brandoffers en allerhande sondeoffers ensovoorts. Maar in die Nuwe Testament is ons nie meer daai offers nie, maar ons het nog steeds offers. As jy bietjie in die skrif gaan kyk, dan sien jy die skrif praat van ons gebede. Dis offers wat ons bring. Ek weet nie wie van julle nie, ek hoop hierdie skok jou nie, maar ek het nie altyd lus vir bid nie. So daar is baie keer 'n offer van gebed. Kan ek gou water kry? Ek stoei 'n bietjie hierso. So daar is baie keer, dankie my vrou, gaan net gou sluk. Wie was in November siek? Is nie 'n lekker tyd om siek te wees. Jy moenie Noord-Kaap toe gaan, jy raak siek daarso. So heel week gehoes en geproes. Maar in die Nuwe Testament is daar ook offers. Daar's offers van gebede. Daar's offers van lofprysing. Ons het daarna gekyk in Hebreërs 13. Daar's offers van goed doen. Ons doen goed, mededeelsaamheid, 'n offer van gehoorsaamheid wanneer ek gehoorsaam is. En dan eintlik sê Paulus in Romeine 12, sê my hele lewe is 'n offer. Ons ken Romeine 12 vers 2 goed wat sê, do not be conformed to this world, to the patterns of this world, but your minds must be renewed. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar verander julle denke. Maar die eerste vers van Romeine 12 sê, stel julle liggame, met ander woorde hierdie lewe, stel dit as 'n heilige, welgevallige offer aan God. Alles van jou is 'n offer aan God. En dan saam met dit natuurlik ook ons finansiële dankoffers. Paulus praat met die mense in Korinte, dan sê hy vir hulle, ek herinner julle en ek stuur mense vooruit om dit gereed te kry, sodat wanneer hulle kom, moet julle gereed wees om dit te gee as 'n dankoffer. En hy noem dit 'n dankoffer in die Nuwe Testament, finansiële bydraes. En dis wat ons ook doen hierdie tyd van die jaar. So dankbaarheid is iets wat ek oordink, maar is ook iets wat ek doen. Is iets wat ek doen. Baie keer kyk ons na, ek weet of julle al gehoor het, kyk ons na plante en as hulle mooi groei, dan sê ons, kyk hoe dankbaar is hulle. Kyk hoe groei hulle. En dis wat dankbaarheid in ons doen, dit laat ons groei. Dit het 'n fenominale invloed op ons. Navorsing het bewys, wat doen dankbaarheid selfs aan die brein. Maar eintlik sê dankbaarheid net, of sê navorsing eintlik net dit, wat die Bybel lankal sê. Hoor gou wat sê die Bybel in Psalm 92. Dit is goed om die Here te dank.
Is goed om die Here te dank. Dit anker jou in Christus. Dit hou jou gefokus, jou wortelstelsel in Christus. Ek gaan die worship team vra om my te kom help vir oggend, want ons gaan vanoggend ook op so 'n manier verder ons dank aan die Here bewys. Dit anker my in Christus. Dit is 'n belangrike geestelike beginsel in my lewe en iets wat die vyand natuurlik baie wil steel. So daarom praat die skrif so baie met ons. Nou ons gaan vanoggend 'n geleentheid skep om te skryf, om vir die Here dankie te sê vir 2025. So ons gaan nou by daai kaartjies kom, maar voor dit wil ons vanoggend ook as gemeente vir die Here dankie sê vir wat hy die laaste jaar hier in Doxyday Mossel Baai gedoen het, maar ook natuurlik in ons ander kampusse, die George kampus en die Hartland kampus wat deel is van ons familie. Nou dit is baie moeilik om 'n paar goed op die lys te sit, want daar's so baie. So vanoggend weet man net as ons hierdie paar goed noem, dis net 'n paar van die goed waarvoor ons regtig vir die Here wil dankie sê. Ons kyk terug as gemeente hierdie jaar en ons sien ons het 15% gegroei in ons bywoning. Hoekom wil ons groei? Ons wil meer en meer mense bereik met die boodskap, die evangelie van die koninkryk van God. Ons Doxyday Kids het gegroei met 9%. Hierdie jaar was ons jaartema His Glory, Our Story, en ons het met die brief Hebreërs gewerk om ook hierdie jaar geestelik te groei. Dit is so lekker om te hoor hoe mense praat en hoe mense die woord van die Here geïnternaliseer het en nou leef vanaf dit. In ons groepe hierdie jaar, ons het ongeveer 40 klein groepe gehad, was daar so enigiets tussen 300 tot 350 mense. Dis fantasties. Mense wat sê, ek wil saam met ander gelowiges, wil ek groei. Hierdie jaar het ons in die tuinroete kampusse, het ons die eerste keer 'n fusion kamp, 'n tienerkamp aangedurf. Eerste slag, 80 tieners wat deur die groot storie van die Bybel gewerk het. Wonderlik gewees om die impak daar te sien. Skole, ons het al hoe meer skole wat vir ons sê, hoor die raakbous betrokke. Ek en Kayla was weer donderdag by 'n nuwe skool. Ons sien die impak in skole. Een van ons skole het ons sommer nou ook in laasweek kom vra, hoor jy, en sê volgende week het ons 'n prefekte kamp. Kom asseblief, kom doen 'n stuk belegging daar. So die Here gee vir ons regtig guns en hy gebruik julle daar, want dit gebeur ook deur ons vennote, deur ons City Changers. Dan het ons die laaste paar weke het ons klomp video's vir julle gespeel van skole, van ouerhuise, van verskeie plekke waar ons betrokke is as gemeente om te sien hoe kom die heerlikheid van God in ons omgewing. Hierdie een kan ons van bladsye en bladsye volmaak. Stories van mense wat getuig van God se heerlikheid. His glory, my story. In my eie lewe, in my gesin, in my werksplek, by my vriende, en ons loof die Here daarvoor. Hierdie jaar, ons as Doxyday praat nie die heeldag en aldag geld nie, maar ons is ook gemaklik om te sê dat die koninkryk word gevestig deur ons finansiële bronne. Hoe anders? So hierdie jaar kyk ons terug en ons is so dankbaar dat ons gewers, aantal mense wat bydra tot dit wat die Here wil doen in hierdie omgewing het met 25% verhoog. So vanoggend wil ek vir jou dankie daarvoor sê. Dankie vir elke persoon, elke vennoot wat ook finansiëel ingekoop is. Ons inkomste as gevolg van dit het gegroei. Ons gemeente bedryfsbegroting inkomste het gegroei met 39%. In hierdie tyd waarin ons leef, is dit nie wonderlik nie. Dit spreek boekdele. Dit spreek van mense, julle wat volgende hier sit, wat sê, dis nie net my hart wat in die Here behoort nie, maar ook my beursie. Want ek het 'n passie vir God se koninkryk om te kom. Ons het hierdie jaar ons Generosity Fonds gehad, dis 'n fonds waar ons al ons prosesse befonds in die tuinroete tussen die 3 kampusse. Ons het 'n grootte gehad van 1,8 miljoen rand. Ons het dit ingekry. Ons kon doen wat ons moes doen. Ons loof die Here daarvoor. Nou vanoggend het ek dit al 'n paar keer gesê, maar hierdie is moontlik omdat jy hier is. Omdat jy teenwoordig is, omdat jy sê, Here, hier's ek, gebruik my. Hier's alles van my, my tyd, my talente en ook my finansies. Dan is hier vanoggend
'n geleentheid wat ek graag wil skep, waar ons vanoggend vir elkeen wat hierdie jaar betrokke is. En onthou, as jy nou nie die jaar betrokke kon wees, jy kan volgende jaar. Maar ons wil vir elkeen wat betrokke was hierdie jaar, elkeen wat gedien het, wil ons vanoggend net 'n groot dankie en waardering gee. Nou ek spot altyd en sê ek wens ek kon vir jou 'n vet paycheck gee. Maar ek dink as ons mekaar eer en waardeer, is dit soveel groter. Nou die worship team staan klaar hier agter my, maar ek wil jou vanoggend vra, as jy hierdie jaar iewers gedien het, miskien het jy gehelp tussen die dienste, miskien het jy gehelp by Cherry's Baby, miskien het jy gehelp by die ouerhuis, miskien was jy deel van Dr. Kids personeel, miskien het jy gehelp om 'n groep te fasiliteer, miskien het jy die klank gedoen, die multimedia. Daar's soveel dinge wat ek kan noem van waar ons mense betrokke is om te maak en te verseker dat ons die impak het wat ons het. So ek wil vanoggend vir jou van die leierskap se kant af baie dankie sê. So ek wil jou nou vra om vrymoedig te wees, as jy op enige manier betrokke was, al het jy 2 weke terug betrokke geraak, maar van Januarie af die jaar, wil jy nie net gou staan nie. Ons wil vir jou baie dankie sê. Julle weet wie's julle, moenie skaam wees nie, staan gou asseblief. Almal wat hierdie jaar gesê het, ek het iewers, het ek gedien. Ek het gedien, en ek het op so 'n manier ook 'n verskil gemaak. Great, kom ons gee vir hulle 'n groot hande klap. Baie dankie, julle bly net so staan. Ek wil regtig volgens julle sê, ons eer julle, ons waardeer julle uit die diepste van ons harte uit, en mag die Here julle seën. Dis hoe die seën van die Here werk. Ons doen dit nie om geseën te word nie, maar saad wat gesaai word, bring weer 'n oes. Dit bring vrug. So ons wil bid dat julle ook hierdie vrug en die seën in julle lewe sal beleef. Baie dankie daarvoor. Die Here seën julle. Julle is welkom om te sit. Nou, ons wil ook volgende geleentheid skep. Ons het 2 gebede geskryf vir die kampus. 'n dankie sê gebed en 'n vertrou gebed. En ek gaan my vrou vra om te kom en vanoggend terwyl ons oë te sluit, net hierdie dankie sê gebed vir ons te bid. Kom ons sluit ons oë, dan sê ons dankie ook vir die kampus. Here Jesus, voor enigiets anders, voor enige hoogtepunte of stories of statistieke, ons dankbaarheid is eerste in U. Dankie dat U God is. Dankie dat U goed is. Dankie dat U ons koning en ons Here, ons verlosser en ons Vader is. Alles anders vloei net uit hierdie een ding. U is vir ons die waterstroom, die bron van lewe, die een wat nuwe lewe en ewige lewe gee. Jesus, U is meer as genoeg. En vanuit hierdie plek kyk ons terug en sien ons soveel om vir U dankie te sê. Here, dankie vir elke lewe wat U hierdie jaar aangeraak het. Vir doopgeleenthede, vir bekerings, vir nuwe beginne, vir mense wat ontdek het hoe dit lyk om U te volg. Ons weet, dit is alles net as gevolg van U genade en U goedheid. Dankie vir ons Hebreërs journey, vir hoe U mense in groepe bymekaar gebring het, vir groei en gesprekke wat harte oopgemaak en gevorm het. Dankie vir ons kinderbediening, vir elke kind wat U liefde beleef het, vir elke onderwyser wie met soveel passie en oorgawe hulle tyd en energie gee, omdat hulle U liefhet. Dankie vir ons eerste Fusion tienerkamp, vir alles wat U daar gedoen het en tieners se lewens wat onherroepelik getransformeer is. Dankie vir ons skolewerkers en elke deur wat U oopmaak in skole. Dankie vir elke vernoot wat hierdie jaar gedien het, elke hand en hart wat sê, Here, gebruik my, ek is gewillig. En Here, ons eer U ook vir voorsiening. In ons finansies, in ons groei, in die getrouheid van ons gewers. U het ons werklik waar deur elke seisoen gedra en U goedertierendheid oortref die lewe.
Maar weer, Here, ons dankbaarheid begin en eindig altyd by U. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir U liefde wat nooit ophou nie. Dankie vir wat U reeds gedoen het en dankie, Here, vir dit wat U nog gaan doen. Amen. As jy nog besig is om te skryf, as jy welkom, moenie laat dit ons jou aanjaag nie, is welkom om te skryf. Dan wil ek jou vra om dit net so te hou. Ons gaan dit nou gebruik. Dan wil ons vanoggend ook so bietjie natuurlik net so 'n paar gedagtes uit die woord uit deel, ook net oor vertroue. Nou ons weet, ons het oor en oor het ons gesê in hierdie tyd dat jou dankbaarheid help jou ook met jou vertroue. Ons het dit reeds gesê. Jy kan nie 'n ondankbare mens hê wat gelowig is nie. Jy kan nie 'n ondankbare mens. So dankbaarheid is absoluut 'n geestelike beginsel. So ons is natuurlik, as ons praat oor vertroue, dan weet ons ook, ons gaan volgende later die nagmaal gebruik. Die grootste bewys dat ons God kan vertrou, is die kruis. Is die kruis, dit wat Jesus daar vir ons gedoen het. Dis die grootste bewys dat God altyd getrou is. Selfs wanneer ons ontrou is hy getrou. Maar ek het ook in die tyd gedink, sommer net so 'n bietjie uit die skrif uit. Wat sê die skrif ook oor ons vertroue in die Here, veral wanneer ons in omstandighede is wat moeilik is. En ek kon nie anderste as om dadelik te dink aan Jeremia nie. Nou Jeremia, die profeet Jeremia, staan ook bekend as die weenprofeet, die huilprofeet. Dis die profeet wat konstant vir die volk gesê het, draai na God toe, raak gehoorsaam aan God, dit wat God vir julle in gedagte het, nê? Ons ken Jeremia 29 ook wat sê, die gedagtes wat ek vir julle het, is gedagtes van 'n hoopvolle toekoms. Dis die profeet wat die hele tyd vir die volk sê, kom terug na God toe, maar uiteindelik is hulle so ongehoorsaam, dat die stad Jerusalem verwoes word, die tempel word verwoes, daar's ballingskap, die grootste deel van die volk word weggevoer in ballingskap. En dis waar klaagliedere dan inkom, klaagliedere van Jeremia. So dis 'n lied wat kla, maar ek wil gou vanoggend hê jy moet hoor, dis 'n baie bekende skrifgedeelte, maar net bietjie van die konteks. Hoor gou hoe kla Jeremia. Hoor gou wat sê hy, Jeremia 3 vanaf vers 21, hy sê, dit roep ek in herinnering. So hy herinner homself. Wat roep hy in herinnering? Daarom het ek hoop, dit is deur die troue liefde van die Here dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie, dit is elke oggend weer nuut. Groot is u getrouheid. So Jeremia roep hierso, tawwe tyd, moeilike tyd. Vir die Jode was Jerusalem en die tempel was alles gewees en hier lê dit in stukke, hope van pyn. Die volk word weggevoer en Jeremia sê, ek gaan 'n lied skryf, maar ek gaan my herinner. God is getrou. God is getrou. Was dit nie vir hom nie, het ons heeltemal omgekom en was die volk uitgewis. So Jeremia skuif dadelik sy vertroue in die Here, dis deel van hierdie wortelstelsel. En wat Jeremia hier doen, is dat hy sê, God het nog steeds 'n plan, daar is 'n toekoms en ek gaan saam met God deur hierdie stap. En dit is so belangrik vir ons lewens. Daar's seisoene wat ons nie soos 'n boom lyk, wat by waterstrome geplant is nie, of wat ons omstandighede nie so lyk nie. Psalm 2 gaan oor die koningskap van God, sy koninkryk. Daar's tye wanneer ons na ons omgewing kyk, dan dink ons, Here, waar is u koninkryk, waar is u omgewing? Maar dan weet ons, die Here het ons vir iets baie spesifiek geroep. En as jy hierdie kan verstaan, as dit openbaring in jou hart raak, verander dit alles. Ek het gisteraand so 'n bietjie gaan stap, gaan nie vir julle sê waar nie, julle kan net dink. As julle my wil vra, ek julle my na die tyd vra, waar het ek gestap? Maar ek het daar gestap en daar was baie jong mense. En vir 'n oomblik wil ek sê, Here, waar is die koninkryk? Hierso. Maar omdat die Here in ons harte werk en sy woord lewendig maak in ons harte, stap ek daar deur. Ek sê, Here, dit wat ek sien hierso, lyk nie soos mense van u koninkryk nie, maar laat u koninkryk kom.
laat u koninkryk kom, ook in hierdie spasie. Die psalms is vol van dit. Een van die psalmskrywers skryf ook op Psalm 77, hy sê, ek sal die Here se dade onthou. Ja, ek wil u wonders van vroeër onthou. Hoor gou, hier kom my woorde weer van Psalm 1. Ek sal oor al u werke mymerend prewel. Psalm 1. Die wortelstelsel, die persoon wat geanker is, wat doen hy? Hy oordink die wet van die Here dag en nag. Die 2020 vertaling sê, hy mymerend prewel dit. Hier sit weer, op Psalm 77, as ek in 'n tyd van vertroue is, gaan ek nie stap en vra, waar's God nie, maar ek gaan na God toe draai, en ek gaan sê, Here, u is saam met my hierin. Psalm 23, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, daar in die aangesig van my teestanders, daar kom u, en daar maak u 'n feesmaal vir my. As ons nagmaal gebruik, is dit deel van dit. Onthou wat het Jesus gesê, Lukas 22, hy het die brood geneem, hy het 'n seëngebed uitgespreek, hy het dit gebreek, toe sê hy, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, hy het die beker ensovoorts, toe sê hy, doen dit om my in herinnering te bring. Miskien is jy vanoggend op 'n tawwe plek, 'n moeilike plek, 'n uitdagende plek. Deel van die nagmaal is dit, om te sê, die kruis is die bewys dat God getrou is. En ek gebruik nagmaal om dit in herinnering te bring. God stap saam met my deur hierdie pad. Dis hoe my wortelstelsel lyk. Dawid skryf hierdie fantastiese Psalm 1 oor hierdie waterstroom, hierdie boom. Psalm 2 oor God se koninkryk. En dan in Psalm 3, popo en 'n fan. Dis moeilikheid. Hulle kom by mekaar uit, sy eie seun Absalom wil hom doodmaak, want hy wil koning word. Dawid skryf, hy sê, ek het soveel teestanders, hulle het vermeerder. Die mense kyk na my en hulle sê, sal God jou ooit kan help? Maar hoor gou wat doen hy, vers 4. Hy gaan dadelik met sy vertroue na die Here toe, hy sê, maar u Here is vir my 'n skild. Aan al my kante, ook hier agter, ook hier bo. U is vir my 'n skild. U is my eer, u is die een wat my kop hoog hou. Omstandighede bepaal nie my lewe nie. God bepaal my lewe. Ek stap op die pad van die regverdige. En dan verder is Dawid nie passief nie. Dawid is aktief besig om sy vertroue uit te oefen. Hy sê in vers 5, hy sê, wanneer ek hard roep na die Here, antwoord hy my. Soveel mense sê, goed gaan nie verander as ons bid nie. Dis onbybels om dit te sê. Dinge verander wanneer ons bid. Ons kan nie teen 'n plafon vasbid nie, al voel dit so, want Jesus het vir ons die pad gemaak, die nuwe lewende weg tot by die troon van God. Dis waarheen ons gaan met ons gebede. Wanneer ek hard roep na die Here. Daar's tye wat ons hard roep na die Here. En dan sê hy in vers 6, dis die impak van vertroue op ons lewe. Hy sê, ek kan gaan lê. Ek kan aan die slaap raak, ek kan wakker word, want die Here onderskraag my. Hoor gou weer eens terug na Jesus toe. 1 Petrus 2, vers 22-23, Jesus het dieselfde gedoen. Petrus skryf, hy sê, hy wat nie sonde geken het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar wat gedoen het? Homself toevertrou het aan hom wat regverdig oordeel. Jesus se lewe was toevertrou aan God, sy vertroue was in God, nie my wil nie Here, maar u wil. Jesus, dankbare mens, selfs by die kruis, vertroue, selfs by die kruis. My lewe is aan u toevertrou. En ons wil vanoggend begin kyk na 2026, en miskien is dit nou ook vir die seisoen. 'n Nuwe jaar is 'n wonderlike ding. Ek weet nie, iets gebeur in Desember. Dis asof ons so 'n bietjie 'n reset button druk. Nee, jy kry weer nuwe energie, nuwe hoop, nuwe toekomsplanne ensovoorts. Maar so belangrik dat daai goed geanker is in die Here. Anders hou hulle net tot by die 3de week van Januarie. Tot by die 3de week van Januarie gaan almal gym toe, almal terug kerk toe, almal eet gesond. Maar ons vertroue in die Here is so belangrik dat ons lewens aan die Here toevertrou. So ons gaan volgende ook ons vertroue kaartjies invul, maar voor dit, gou gaan net ook oor ons gemeente.
In 2026 vertrou ons die Here. Ons het hierdie jaar gepraat oor His Glory, Our Story. Volgende jaar gaan ons aan met hierdie tema, maar ons gaan die tema noem Marked by His Glory. Ons is gemerk deur God se heerlikheid, but we are known by His love. Ons word geken deur sy liefde. Ons glo dat die liefde van God deur ons, volgende jaar, liefde is 'n krag. Dis God se krag wat alles verander. Meer as ooit van tevore in ons omgewing sal werk. En ons bid volgende jaar vir hierdie proses waar ons ook gaan leer oor dit, soos hierdie jaar met ons journey. Ons bid dat ons volgende jaar weer sal leer en sal groei. Ons gaan volgende jaar weer groepe hê, weekgroepe, maandgroepe, mannegroepe, vrouegroepe ensovoorts. Ons bid dat nog meer mense hulle lewens sal kan commit om te groei in die woord van die Here. Ons glo ook vir volgende jaar vir leiers. Meer en meer leiers. En Dr. Dayo praat ons van Rising City Changers. Mense wat sê, Here, daar waar ek is ek 'n city changer. Maar ek vat ook hier by die gemeente verantwoordelikheid vir groepe, vir bedieninge. In die hele Dr. Dayo het ons 'n 9 jaar proses. Ons is by 'n plek in Dr. Dayo volgende jaar 1 Februarie, skryf dit so lank neer, gaan ons 'n groot party hou. Volgende jaar die 1 Februarie is Dr. Dayo 30 jaar oud. So ons gaan 'n groot partytjie hou. Die eerste generasie leiers, Ellen Platt hulle, is besig om uit te gaan. Die tweede generasie raak ouer. Ek is deel van hulle. Ons vertrou die Here vir 'n derde stel leiers, generasie leiers. Wat sal sê, ons verstaan hierdie visie. Ons verstaan hierdie droom wat die Here vir ons gegee het. En ons is gereed om dit te vat. Na ons gemeentes toe, na ons skole toe, na ons omgewing toe, na alle fasette van ons omgewing toe. Die heerlikheid van die Here sal die aarde vul. So ons bid ook vir dit vir volgende jaar vir kwaliteit jong generasie leiers wat committed, uitverkoop is aan die Here. Ons vertrou die Here volgende jaar natuurlik weer vir ons finansiële voorsiening van ons gemeente, maar ook van ons generosity fonds. En dan vanoggend het ek so hier 'n kerkie. Ons wil jou regtig vra om saam met ons te vertrou te bid vir ons George Campus en vir ons Hartland Campus. Hulle het nie fasiliteite soos ons nie, hulle is in skoolsale. Hulle stel elke oggend, Sondagoggend op, slaan weer af. In die week maak hulle allerlei planne vir lokale ensovoorts. Daar's ook miskien vir ons 'n week lokaal in Hartenbos vir volgende jaar. Maar ons vertrou die Here vir albei daai kampusse regtig vir permanente tuistes, waar hulle Sondag en in die week kan wees. Daar is moontlikhede, so kom ons vertrou die Here dat dit sal realiseer. En dan ook hier by Mosselbaai kampus, die slim ouens sê, as jou kerk 80% vol is, en dis oor en oor bewys, ek het dit gesien met my eie oë oor 25 jaar in Dr. Dayo, as jou kerk 80% vol is, sukkel jy om verder te groei. Dis net oor en oor bewys. Nou vir oggend en by baie ander geleenthede was ons eerste diens en tweede diens 80% vol. So ons vertrou die Here dat ons ook hierso ons fasiliteite en ons grondgebied sal kan vergroot. Die laaste tyd het ons so klein bietjie begin met opknappingswerk. Ons is dankbaar daarvoor. Hier's nog baie opknappingswerk, maar ons wil ook die fasiliteit vergroot. So ons wil jou vra om ook vir dit te bid. 'n Groot faktor wanneer jy fasiliteite wil vergroot vir so 'n gemeente is parkering. Jou parkering is gelyk aan hoe groot jy mag wees. So bid saam met ons as jy geïnteresseerd is en dit kom gesels met my. Bid saam met ons vir opsies vir meer parkering sodat ons ook die fasiliteit kan uitbrei. En dan vertrou ons ook die Here vir volgende jaar vir die toerusting. Dis 'n faset waarmee ons kan livestreaming doen van ons dienste. Baie van ons mense gaan hou vakansie 3 maande, dan kom hulle terug. En baie mense is baie keer siek of weg met werksverantwoordelikhede of op die pad en hulle wil graag lewendig inskakel terwyl die diens aan die gang is. So ons vertrou ook vir dit, as jy ook ervaring en sovoorts in daai area het, gesels asseblief met ons. So ons gaan nou na die vertroue toe gaan, maar ek gaan gou aan self vra om ook weer vir ons te kom bid vir hierdie fasette van die gemeente en dan gaan ons aangaan. Dankie, kom ons sluit ons oë. Ek dink kan ons asseblief, net as 'n teken van ons geloof, soos Nagel nou gesê het, dis nie in mense nie, dis nie in 'n nuwe jaar nie, dis nie in goed nie, dis nie in omstandighede nie, dit is in die een wat alles nuut maak. Kan ons as 'n teken van ons geloof, net ons
hande op ons hart sit of dalk net ons hande so voor ons uitsteek en dan bid ons saam as 'n gemeente. Here, vandag kom ons met een hart en met een stem sê ons weer, U is getrou altyd en ons vertrou U. U is ons koning, U is ons herder, U is ons bron en U is ons anker. Voor ons enigiets vra, sê ons dit weer. U is getrou en U is goed. Here, ons vertrou U vir dit wat voor lê, om U droom, U hartklop vir die tuinroete voluit te leef. Ons vertrou U vir permanente fasiliteite vir ons George en Hartland gemeentes, 'n dienlike pragtige ruimte waar ons vernote toegerus kan word vir hul dienswerk. Ons vertrou U ook vir die uitbreiding en inrigting van meer spasie by ons Mosselbaai fasiliteit waar U teenwoordigheid mense se lewens transformeer. Ons vertrou U vir groei in ons groeplewe, in ons journey prosesse, dat mense regtig sal ontdek wie U is en U sal leer ken, U hartklop vir hul lewens sal vind en hulle identiteit in Christus sal omhels. Ons vertrou U vir groei in die woord, dat U deur U Gees 'n liefde en 'n honger vir die woord in mense se harte sal stuur. Ons vertrou U vir meer doopgeleenthede, vir meer mense wat U liefde ontdek en U met passie en oorgawe volg. Here, ons vertrou dat U mense by ons familie op missie sal voeg, sodat ons 'n nog groter impak in ons omgewing kan maak en U koninkryk, U koningskap sigbaar en tasbaar uitdrukking sal vind. From impression to expression. Jesus, ons vertrou U vir leiers, ook vir next gen leiers, jong leiers, volwasse leiers, wat sal opstaan met karakter, met vaardigheid en 'n vurige, onblusbare passie vir U koninkryk. Ons vertrou U vir groei in ons skietsbediening, ons fusion tieners en ons young adults. Here, laat elke generasie van jonk tot oud U hart dra, U stem hoor en U roeping uitleef. Ons vertrou U vir groter impak in die skole, vir meer geleenthede, meer invloed, meer harte wat oopgaan. Ons vertrou U vir meer skolewerkers, mense met 'n roeping om tieners en kinders te bedien waar hulle elke dag leef. En Here, ons vertrou U vir ons gemeenskap, vir ons omgewing. Dat U lig helder deur ons sal skyn. Dat U herstel sal bring, dat hoop gevestig sal word en vrede sal regeer. Jesus, we pray your transforming presence in the Garden Route City. En Here, ons vertrou U vir finansiële voorsiening, want U was nog altyd getrou en U sal altyd wees. Saam verklaar ons weer, Here, ons vertroue is net in U en in U betroubare karakter. Dankie, Here, vir wat U al gedoen het. Dankie vir wat U nou reeds doen en nog gaan doen. Ons loof U daarvoor.